Goeiedag, jy kyk, goeiemôre, good morning. Advokaat Gerrit Coetzee, wat in verskeie berigte na advokaat en ryk boer verwys word, het op 25 Julie hierdie jaar 'n advertensie met die opskrif Boer, sakeman en advokaat soek jong huweliksmaat volgens Bybelbeginsels in die burger geplaas. In die advertensie word daar genoem dat hy 'n welgestelde 58-jarige is en dat hy op soek is na 'n rein huwbare dame vir verbintenis kragtens oorspronklike Bybelbeginsels. Die advertensie sê verder dat die ideale kandidaat 'n nie-roker met diep geloofswaardes is en dat die man die huis moet dien. Daar word verder in die advertensie 'n finansiële pakket uiteengesit wat R100,000 bruidskat vir die dame se ouers en R5 miljoen boedelvoorsiening vir die bruid wat tussen die ouderdom van 16 en 25 jaar oud moet wees insluit. Laastens word daar bevestig dat 'n formele familievoorstellingsgesprek met die hoofvrou van die huis deel van die proses sal uitmaak. Sedert die advertensie geplaas is daar menigte berigte gepubliseer. Die storie het opslaa op sosiale media gemaak en menigte mense het baie vrae. Ons gesels vandag met die einste advokaat Coetzee en sy sogenaamde hoofvrou Andrea om meer hieroor uit te vind en te gesels. Hallo julle twee, goeiemôre. Goeiemôre. Ek kan nou nogal dink, jy het 'n skuurdeur oopgemaak en mense het elkeen hulle eie gedagtes en dinge. Waarom het jy hierdie advertensie geplaas? Maar voor dit ook net Andrea, julle is nou al 25 jaar getroud. Korrek, ja. Daar's 'n kort en 'n lang weergawe. En die kort weergawe sou wees is dat in juridiese terme is enige regsleer opgelei binne die prosesse dat ons verskillende wetgewings in ons land, ons het 'n siviele reg wat bigamie en polygamy beperk binne ons siviele reg, maar ons ook ons inheemse reg wat plurale huwelike reguleer vir ons ander volke. So dis net die kwessie dat die ou sit met die verskil in verskillende wette vir verskillende volke en in die agterkop bly dit maar altyd pla. Dan, ja, advertensie gaan oor diep geloofswaardes, so ou verwag dat die persoon daarom ook 'n aanvaarding het of 'n intree kennis het van wat die Bybel sal verwag van 'n huweliksmaat in die omstandighede en dat die plurale konsep daarom vir so 'n vrou aanvaarbare en erkende proses sal wees en al dis dan ook my onskugterheid om advertensie te geplaas het, nie gedink dat dit soveel opslaa sal werk nie, aangeneem dat ja, dit is 'n nie vir almal 'n aanvaarde of 'n bekende huwelikstelsel nie, maar dat die publiek genoeg kennis sal hê om te weet dat dit is nie 'n probleem nie, maar ek was heeltemal verkeerd geweest oor daardie een. Dit lyk vir my so, Andrea, maar hoekom jy's nou, na 25 jaar? Is dit iets waaroor jy obviously al gepraat het voorheen? Dit is iets wat ons oorweeg het. Ons het nie kinders self nie en ons besighede is 'n groot sukses. En ons sal dit graag op daai wyse ook wil uitbrei ten opsigte van 'n erfgenaam. So ons kyk ook na mediese ondersoeke vir onsself ook, maar soos u weet, die tipe dinge neem tyd. En dit is iets wat tot byvoeging ten opsigte van ons huishouding voordelig kan wees en vorentoe voordelig kan wees vir ons. Nou, miskien is dit daar genoem ook, ek dink die vraag belangrike vraag vir hoekom jy's nou. Ek dink my afsnypunt kom al nader. Ek dink dis die een wat my in 'n kort tydjie gedruk het en miskien 'n eenvoudige ding by sê is ook oor hoekom nou, is dat ons was nou in Japan gewees en ons was daar om besigheidskontrakte te sluit en een van die vrae wat my gevra was, wat word van die besigheid as ek nie meer daar is nie. En by nadere of verdere ondersoek het ek toe geblyk dat die Japanese wil nie met mense in besigheid tree waar daar nie 'n sekerheid van opvolging is nie. Want blykbaar na die Tweede Wêreldoorlog het hulle ervaring met die Amerikaners opgewys dat besigheidstransaksies val weg indien die besigheidseienaar alleen tipe persoon is en dit verklaar ook 'n vorm van standvastigheid in sy persoonlikheid en dan ook kan oorgedra word in sy besigheid. En ek dink dit was 2 weke, 3 weke terug wat hierdie vergadering met die Japanese was en ek dink dit is die ding wat my op die volgende moment oorgestoot het en ek gesê het, as ek iets wil doen,
Ek is Ja. so kort. So is hierdie nou 'n besigheidstransaksie vir besigheid. Ja, maar eintlik ek dink dit was nog die katalysator gewees. Maar in terme van 'n besigheidstransaksie, mense kan nie gekoop word nie. Alright, so en ouens hou nou van om te sien van as geld betrokke in ruil vir die vrou, en wat nie die geval is nie. Die bruidskat is nie vir elke persoon betaalbaar nie. So as daar 'n ander vrou kom en sê maar ek wil graag deel wees van 'n plurale huwelik, en afhangend van 'n persoon omstandighede is daar dan nie geld betrokke nie. En ek hoop van harte dat die suksesvolle kandidaat se pa nie gaan aandring op die geld nie, so dan gaan ons heeltemal die geld so van die tafel afskryf en dan is ek in die reine gestel. Ja. My vraag is byvoorbeeld, sê net maar julle kry 'n jong dame op wie julle regtig verlief sou raak as ware of van sal hou sonder dat enige advertensies geplaas is en goed. Hoe sou dit die storie anders te laat lyk het of laat klink het? Presies. Ek dink dit sou op ek is 'n meer privaat tipe mens. So die advertensie was vir my ook interessante nuus geweest, want ek het nie die advertensie vooraf gesien nie. So ek het bygeval en die media was kort op my rondom vrae en al daai dinge. Maar om jou vraag te antwoord, so 'n persoon sal inskakel by ons huishouding op 'n gelyke vlak. Die advertensie lees, ek is hoofvrou, maar die bedoeling daar agter was meer vir Gerrit, hy moes dit dalk bietjie beter verwoord het en gesê het, sy huidige vrou, as 'n hoofvrou, want baie mense neem nou ja, hulle sien dit in Gerrit se oog. Ja, hulle sien dit in 'n kapsie van die hoofvrou, nou moet ek aan haar rapporteer, bla. So dit gaan glad nie die geval wees nie. Ek sien so 'n persoon as 'n gelyke wat in ons huishouding inkom, wat tot aanvulling is tot ons huishouding. So 'n persoon sal ek aanbeveel haar eie lewe ook geniet, haar eie loopbaan nadreef. As hy wil inskakel by ons besighede, sal dit vir ons 'n absolute bonus wees. So ons noem die besighede ding want dit is iets waarop ons as 'n sterker band kan bou en op 'n gelyke basis kan bou. So ja. Kyk, want die publiek is mos maar almal teen 'n polygeniese verhoud, weet, en hulle sê net, hoe kan dit nou werk? Een man, twee vrouens en wat gaan gebeur as daar rusie is en wanneer is Gerrit myne en wanneer is sy hare? Ek dink dis nie goed wat die mense nie verstaan nie. So verduidelik net 'n bietjie hoe julle dit sien. Is dit presies soos wat jy nou sê? Jy's deel van die huis. Dis absoluut, ja. Die onbekendheid vir die meeste mense is die situasie wat vrae en kommentare uitlok wat nie gegrond is in realiteit nie en in onkunde. En ek verstaan dit. Daarom ek lees nie die kommentare nie, ek hoor net daar's 'n klomp kommentare, maar ek het simpatie en empatie eintlik met die mense omrede. Ek weet dat dinge word gesê terwyl hulle nie regtig hierdie proses verstaan nie, en ons kultuur het ons gebring tot 'n punt toe wat iets wat bestaan het en algemeen is in ons Bybelse geskiedenis, algemeen in daar praktyke is in al die ander dele van die wêreld, maar omrede ons westerse wêreld gekultiveer is in 'n milieu in waar dit nie meer as die norm gesien word nie, verstaan ek hulle kommentare. En ou moet ook onthou dat die plurale huwelike is nie vir almal nie. Nie elke persoon in die Bybel was pluraal nie. Ja. Nee, wat maar van 'n punt af. Hierdie is duidelik ook iets wat ek nou al gesien het met ander dokumentêre programme en goeters wat veral oor see plaas, polygamie, nê, soos wat ons dit maar ken. Is daar ander verhale of verhoudings waarvan jy weet in Suid-Afrika wat so iets wel suksesvol doen of beoefen het, wat jy weet van 'n man wat dalk 2 of 3 vrouens het, of is dit nie in ons kultuur regtig van toepassing nie? So, ek sal nie name kan opnoem nie, maar ons ken 3 pare plaaslik, en ook, en ek gepraat van ken, nie persoonlik ken, weet van hulle. En dan van die oorseese Suid-Afrikaners wat dit doen. En ek weet van geen nie suksesvolle groepering van mense in plurale huwelik nie. So, heel moontlik is daar onsuksesvolle gevalle. Ek dra nie kennis van en ek weet dit van die wat is en wat werk. Dink jy, Andrea, die advertensie was 'n verrassing vir die mense? Dink julle as julle eerder dit stil Dit was 'n verrassing vir Andrea. Dat sy nie geweet nie. Dis 'n absolute verrassing vir my ook gewees. So het jy met die handsak bygekom na die tyd of gesê, wat die hel?
Ja nee, ek was rustig en kalm geweest. Ek het eendag vir 'n e-mail gestuur. Toe ek begin navraag kry, ek net vir 'n e-mail gestuur en sê wel nee, maar kennis die advertensies geplaas. Hoe ek te gehoor het van die advertensie is, ek was BCC in 'n e-pos met 'n joernalis, want hy het gekommunikeer en ek sê net advertensie, ek sê daai volgende oggend want ek gaan slaap, ek sê daai volgende oggend vir Gerrit, sê my, wat se advertensie verwys hierdie joernalis na en jy weet, waaroor gaan dit? Dus ek van welkom my world. 25 jaar later, nou leer jy my ken. Ja, en die ding is, ek sou dit verseker anders verwoord het, want hy het verskriklike opslaa uit hierdie Suid-Afrikanigons, veral rondom die ouderdom aspek en al daai dinge. Ja, So mag ek oorbegin? As jy kan oorbegin, jy kan aanhou net waar jy is. Die advertensies sal lees nou. Enige vrou onder 30 jaar is welkom om aansoek te doen. Onder 30 jaar, sonder dat jy nou sê, tussen 16 en dit en dat. En geen geldbetrokking nie. Dis hoekom ek sê, jy weet, as 'n ou dit nee, anders is sou doen, sou jy dit seker anders te doen, maar jy het nie aanvanklik gedink, dit is wat ek het, reaksie nie. Nee. ek moet vir jou sê, ek het gedink, dis nou maar net weer iemand wat 'n advertensietjie iewers insit, om te kyk wat sy reaksie daar uitgelok kan word. Is dit nou KI, of whatever wat daar gebeur? Want realisties gesproke, presies wat jy sê, ons word groot in hierdie milieu van dit gebeur net. Yes. En dit is ook vir baie mense van die goeters is nou advertensies nou op ons skoolgroepe geplaas gewees en op ander WhatsApp groepe waar is en almal kom uit en sê Gerrit, is dit regtig jy? En is advertensie regtig? Is dit reg? Is dit fopnuus? Is dit AI? Ja. Wat gaan aan? Ons ken julle en al die dinge. So mense wat ons ken, verstaan en ja, dit is So dit is allemaal Sou dit nie makliker gewees het om aan die welsyns deur te gaan klop en 'n kind aan te neem nie? Goed, dit is 'n maklike vraag om te vra. Juist met wat jy nou genoem het oor die besigheid en dinge. ja. Die besigheid is een kant daarvan, daar is twee komponente miskien wat miskien nou belangrik is. Die een is 'n persoon se behoefte aan jou eie biologiese kind. Surrogaatskap en aanneming is deel van alternatiewe wat tot ons beskikking is en ons eie mediese ondersoeke. So dit is opsies wat ons kan oorweeg. Maar in terme van aanneming uit 'n juridiese oogpunt uit saam met surrogaatskap, daar is baie probleme wat kan vloei indien dinge nie reg uitwerk met aanneming. Jy sê byvoorbeeld met surrogaatskap waar jy emosionele probleme het, waar ons het aansoeke gelukkig aansoeke gekry van vrouens wat gesê maar is bereid om in te staan vir surrogaatskap, wat wonderlike voorstelle was. Maar daar is baie skeiingstrauma wanneer na 9 maande wat 'n ma 'n kind gedra het en sê hier is die kind, vat hom net. Dit werk nie so nie. Daar gaan geweldig baie sielkundige behandelinge vir die vrou gepaard. En dan is daar hoeveel gevalle waar die vrou aan weier om die kind van afstand te doen. En dan kom jy die hofsaak nou in, maar jy het kontrak geteken, die kind moet na jou toe kom. Dit is nie so maklik en aangename situasie as wat dit op papier klink. Dit is 'n klein woordjie met baie implikasies. Okay, so jy hoop obviously dat iemand wat dan aansoek sal doen, volwasse genoeg is om hulle eie besluite en goeders te neem en gaan na 'n proeftydperk wees of gaan julle as ek nou sê proeftydperk, gaan julle eers bietjie date as het ware. Definitief net 'n normale vriendskap. Begin dit rustig, daar's nie iets van instant nie. Ek weet ons lewe in 'n lewe wat alles so vinnig gebeur en vinnig plaasvind. In hierdie geval gaan dit nie wees nie. Soos enige verhouding daar buite, leer 'n persoon ken, dating, daar moet 'n koneksie wees. Ja, en jy moet daar moet 'n liefde ontwikkel. Ja, as jy die liefde rustig vat, wat dit dan. Ja, as jy mense die liefde gaan uitvind, dan word dit 'n kil kliniese verhouding. Ek sê hierdie ding gaan 'n naderdraai en jy gaan iemand ontmoet wat nie eers weet van hierdie advertensie en dalk is sy dan nie reg teen. Inderdaad. Jy het nou gepraat van as die advertensie kan oordoen, maar het jy nie die advertensie ook na die tyd verander en die bedrag verhoog nie of vermeerder? Ja, maar ek wil 'n derde kans hê om te begin. Hy het nie daai advertensies geplaas nie. Hy het nie gefokus op die eerste advertensie en selfs op die eerste advertensie wil hy ook sy sessie rondom die onverskoning rondom ander mense daar buite wat dit verkeerd ingelees het, veral rondom die ouer aspek. So die
doel om die advertensie te verander was deurgegee vir die burger en voor die dag van op die plasing het gesê onttrek die advertensie dat ons net stof gaan Ek kom gou weer terug, duiwels advokaat, onthou ek sien man op die straat wat lees. Ek verstaan ook nou wat jy genoem het van die besigheid en goeders, maar ja, dit klink seker lekker vir 'n man om 2 vrouens te hê uit 'n vrou se oogpunt uit. Hoe dink jy gaan dit die dinamiek verander met dit wat julle nou al die afgelope 25 jaar plus saam het? Wel, ek het nie al die Of hoe hoop jy gaan die dinamiek verander? Dink jy dit gaan maar net normaal wees vir julle? Dit gaan die derde wiel aan die wa wees? Nee, Gaan dit gaan nie net gaan dit hieroor of hy verlief en lief gaan raak op haar of moet jy ook 'n liefde vir haar hê? Ja. Ek sal verseker so 'n persoon welkom heet in my huis. Ek is 'n gemaklike persoon en ek voel as ons wederzijds soos 'n gewone verhouding plaasvind. Ek gaan nou nie met daai persoon trou in daai geval nie. So nie op daai vlak wees Ja. nie. Ek wil hê so 'n persoon moet hulle eie persoonlikheid tot die huis toe voeg Ja. die en dinamiek- hulle self wees. Die dinamiek van die huis gaan miskien net 'n manlike oogpunt ook uit. Jy weet dat die dinamiek van die huishouding is een faset daarvan, maar daar's ook 'n ander faset van op 'n persoonlike basis vir my as man dat die saam wees is maar een aspek daarvan. Jy weet die hele proses verminder 'n man se verpligtinge in huis en teenoor dit verdubbel en vertrippel sy verantwoordelikhede. En die dinamiek gaan wees dat ek moet seker maak en dis waar die geldgedeelte ingekom het is om vir 'n persoon te wys dat ouers van 'n sekere inbors, jy is in finansiële vermoë om vir die vrou daai beskerming te gee, vir haar die rustigheid te gee, vir die ouers daai rustigheid te gee. Te weet jy neem in daardie persoon in om haar te beskerm. Sy word deel van 'n beskermingsraamwerk. So daar is veel fasette in die ding en die dinamiek gaan verander in terme van saam eet. Daai goedjies gaan alles en okay. vat dit in die proses. Sê net gou vir my, jy praat nou van uit 'n regsaspek en goeters. Wat sê die teologiese manne? Het jy al 'n bietjie van daai ouens gehoor, 'n dominee of 'n pastoor of iets wat op jou sê, inderdaad. waarmee is jy besig? En jy sit absoluut met dieselfde tipe hoeveelheid mense aan albei kante van die spektrum. So op dan die paneel wat ek baie vinnig in plek moes kry om my te assisteer in hierdie proses. So ek sien hierdie ding gaan nou heeltemal op 'n Snowball. traject wat ek nie voorsien het nie om te help. So daar is dokters en dominees op die doktors en dominees en regspersoon op die ding sodat 'n persoon reg geadviseer kan word. En so die ouens in my span is definitief pluralisme en dan weet ek wat is hulle denkerigting wat in lyn met my denkerigting is en nou is altyd dan die ander dominees en predikante wat sal pa staan vir die breë publiek vir hulle seggenskap. Terug by die advertensie, die vereistes wat jy geplaas het, sy sou gehelp het om dit beter en sagter te stel seker, maar dit was baie spesifiek. Hoekom? Soos wat ek sê, jy moet dit hê, moet dat wees. Dis wat ons kan gee, dis wat ons bereid is om by te dra. Goed, die nie problematiese aspekte is die nie roker gedeelte en die nie daartoe gedeelte. Dis daar's geen probleem daar rondom nie. Die ander aspek is die jongheid is dat ons is in fases, ek in 3 verskil 14 jaar, ons praat met segmente van 20. So ek sou hou van iemand wat 20 jaar ten minste jonger as sy is, sodat die vrou van kinders die 20 jaar jonger as sy is. So dit bring my in die ballpark van 20. Die kwessie rondom die reinheidsvrou is die ding wat my bietjie gedruk het na die 16-jarige ding. En ek dink, onbewustelik het ek gedink, miskien is dit 'n possibility om mense op te voed, want ons reg laat toe dat 'n vrou op 16 kan trou. So ja, ek sit nou met die kulturele aspek en ongeag wat my juridiese agtergrond vir my sê, moes ek meer sensitief gewees het oor wat gaan 'n ouer ding, eers dink jy, my kind wat op 16 dan nog op skool gaan wees, gaan ek vir jou gee as 'n vrou. Maar saam met dit,
was dit nooit my gedagte van hier kom 'n 16-jarige vrou en sê ek wil trou hier soos klop aan die deur. daar gaan die hele proses deurgaan van dating, daar gaan mekaar met deur ken. Kan tot 'n tydperk van 2 jaar byvoorbeeld verloop. En jy kom in 'n tydperk en jy vind maar daai koneksies nie daar nie. Jy het nie 'n liefde vir mekaar en dan kan jy mos nie voortgaan met die huwelik nie. So dis nie van jy klop aan die deur, die aansoek word Nee. goedgekeur en jy trek Dis die in. geldjie en dis die vroutjie en Dis nie 'n Jy was ook jonk toe julle getroud is of beide van julle? ja. ja, jongs is in 22. 19, Ja. 18, 17. ja. Duiwels advokaat kom in. Was jy al in jou 20s? As jy Ja, die klok moet terugdraai? Ja. So kyk ons het 10 jaar verloof gewees. So weer eens, ek is nie 'n ou wat inspring in ding. Ons was 10 jaar verloof. Andrea, as ek dink net is hy wat eerder die kat uit die boom uit gekyk. Jy wat eerder nou so hoor, is hy wat maar eerder die kat uit die boom uit gekyk het. Ja. Ja. Het julle watse reaksie het julle al gekry? Was daar enige positiewe reaksie al van mense wat sonder om te wil klippe gooi of te wil sê waarmee is jy besig? Enige positiewe reaksie al van iemand wat gesê het, "Wel, Die Ja, meneer. positiewe ding sou ek een is die stilswygende gedeelte. Beide in terme van my familie en haar familie. Wat ons op geen manier aangevat het nie van my familie het gesê asseblief laat ons weet as dit werk. Maar ek Genuine. praat van my suster se kinders nou. maar julle is nou ernstig, die familie?" Ja, Ja. daar was 'n familielid wat gesê het, laat weet my as dit vir Gerrit werk want dis iets waaraan ek ook belangstel. Ek was so verbaas om dit te hoor. Van wie af dit kom. So daar En ja, nee, ons het positief. definitief positiewe reaksie gekry. Baie mense ondersteun ons rondom dit. So, binne ons skoolverband, familiekringe, Ja. regtig mense wat vir ons opkom binne in wat ek kan sê maar ons ken nie die mense. Ons weet wie in wat se inbors hulle is. En dit het vir ons baie vertroue gegee. Ek dink as daardie ondersteuningsnetwerk op ons ingeplof het, sou 'n different storie gewees het. Maar ek dink mense weet van waar af ons kom en wat ons geloofsbeginsels is. En hulle stem nie noodwendig saam daarmee nie, want dit is vir hulle maar net so vreemd. Hulle het ook die advertensie eers gesien toe dit in die nuus Ja. ontplof het. Definitief baie positiewe So terugvoering. hierdie is nie tipies daai ding wat 'n kinkie storie is nie. Dis nie dat dit een of ander fantasie is wat jy wil. Nee. Ek dink as dit 'n komponent daarvan was, sal dit baie ondeurdag gewees het om advertensies te plaas met my e-posadres daarin. Ons sê eerder aan 'n swingersklub gaan behoort dit of so iets. Absoluut. En ek dink daar's baie nie dink nie, daar is baie avenues vir gebruik ek noem dit Afrikaans vir wie wat ou kan volg. En as 'n kinkie perspektief daarop geplaas. Ek dink dit is iets wat korttermyn is. 'n Trou is 'n langtermyn ding. So as jy enige persoon wat wil doen vir kinkie redes gaan oor 2 jaar agterkom, daar's baie finansiële verpligtinge wat beyond jou kinkiness gaan. So nee. Ja. Dit is 'n nog 'n vrou in 'n vrou verhouding nee, die oormatige beklemtoning op Ja. gelukkig niks. Het jy al 'n syfer van hoeveel aansoeke jy gekry het? Ja, maar ons is geadviseer om nie daaroor te praat nie. En dan wil ek ook hierso onverskoning vra, daar's mense wat op verskillende ouderdomsvlakke aansoek gedoen het en ek het dit daar buite gestel vir mense en dit was verkeerd vir my. Dit het van die ouer vrouens ook iets van hulle gevat om aansoek te doen. En dit was ondisrespekvol vir my om enigstens te sê ja, maar so 'n persoon het ook nou aansoek gedoen. Ons gaan definitief nie meer daai inligting uitgee totdat iemand gemaklik is om dit te deel. Ja. So, wat is julle hoop, Andrea, dat hierdie ding nou net 'n bietjie stil dood sterf, die stof bietjie gaan lê, julle ding doen en dan later dit publiek maak of It's my is time dit to lekker dat shine. ons hier so It's is? my time Nee, to dit shine. is 'n voorreg om hier by julle te wees vanoggend en om met julle te kan openlik kommunikeer oor dit en ek voel as die media vorentoe enige vrae het rondom dit, het sy die vordering of daar iets is of ons sal dit ook met die media deel vorentoe. Ek dink dit is ook Hoe belangrik dit werk of dit nie werk nie, so ja, dit is ja, om 'n bietjie gesig by die advertensie te plaas. Ek sou verkies het om nie die proses te gegaan het nie, maar nou met al die negativiteit wat daarin gegaan het en 'n baie ongebalanseerde smaak en kleur aangegee het, is ek dankbaar vir mense wat net neutraal soos jy nou, net is plaas jou situasie nie oordelend nie, sodat mense net kan bedaar. So ek gee nie of die stof opskop of gaan lê of nie. Ek is nie 'n persoon wat my aan Jy is nou in die dinge, julle gaan hom voluit Ons gaan hom aanvat vat, ja. en tackle. Sê net gou vir my, ek dink jy die groot ding gaan maar hier oor mense verstaan nie wat die Engelse woord polygamie is nie.
as hulle dit gaan verstaan? Ek dink die geld en die lae ouderdoms Dis die ding wat die mense dis gevolg. daarin wat hulle spaak en van daar af kom elke een ding bou op die ander ding en almal voel dat hulle wil iets sê en ook hulle moment of spotlight hê dalk. 25 jaar terug toe jy die ring aan jou vingers het jy ooit gedink daar sal dalk nog plek wees vir nog 'n vroutjie So goeie tyd om ja saam te met sê. jou? Nee, ek het glad nie so gedink nie. Ek ook nie. Hy het ook nie so daaraan gedink nie. So dit is absoluut 'n nuwe fase, onbekende waters, maar ons is 'n goeie span en ons weet dat nog 'n persoon by ons span kan aansluit en Ja nee, ek meen ek self het ook die 25 jaar terug enigstens niet gedink nie. Ek het geweet van die moontlikhede, ek weet by die los, ek weet by die regsê en wat die Bybel sê. So vir my was daar is my 25 jaar terug al gevra het, sou my ander dieselfde gewees het. Inteendeel, het al baie vir mense oor tyd al gesê, luister, plurale huwelike is korrek, dit is Bybels regverdigbaar. Toe ek nou in hierdie situasie kom waar ek gedruk word uit besigheidsoogpunt uit en 'n biologiese behoefte aan om 'n kind te hê, want almal my kind weet ek wou nie kinders gehad het nie. So dit was 'n natuurlike ding by ons, dat dit saam dit so gebeur as ek kinders gehad het nie. Maar ek het op 'n punt gekom waar ek gesê het ek moet ophou om te praat. Ek moet 'n dader wees van dit wat ek preek. En hierdie word eintlik vir my 'n goeie geleentheid om te doen dat wat ek praat, so het verkies sonder soveel afvleer, maar ons vat dit dag vir dag. Dankie dat julle ingeloer het en ek is seker ons kykers en mense wat ons op die sosiale media volg gaan ook heel wat te sê het hieroor. Maar nou ja, hopelik kon ons die lig 'n bietjie suiwer om net so 'n bietjie meer duidelikheid te gee oor presies al die waaroms en hoekoms. Dis dan al vir vandag. Baie dankie dat jy gekyk het. Hou goeiemôre. Good Morning se Facebook en YouTube platforms dop vir meer in-diepte gesprekke soos hierdie. Net so 'n laaste gedagte Gerrit vir julle. As die uiteindelike suksesvolle kandidaat daar is, hierdie is die platform om haar ook aan ons te kom voorstel. Tot 'n volgende keer.